Meeste van die boere wat my welvaart met skaap top 20 mentorprogram doen, se grootste frustrasie is dat hulle nie genoeg lammers gespeen kry nie. As jy nie genoeg lammers speen nie, dan gaan jy sukkel om winsgewend te boer met jou skaap. Die vraag is, wat kan jy doen om meer lammers te speen? Nou, een van die goed wat jy kan doen, is om prikkelvoeding te gee. Maar die probleem is, prikkelvoeding werk nie op alle ooe nie, so dit kan jou baie duur te staan kom. As jy kyk tot aan die einde van hierdie video, dan gaan ek 'n paar kritieke bestuursfaktore met jou deel. Nou, wat is die doel van prikkelvoeding? Die doel van die sogenaamde prikkelvoeding is om meerlinggeboortes of dan nou fekunditeit eerder as die besetting van 'n ooikudde te verhoog. Met ander woorde, ons gee prikkelvoeding om meer lammers in die baarmoeders te kry eerder as om die persentasie ooe wat ramvat te verhoog. Die aantal eicelle wat 'n ooi per hittesiklus afskei, die ovulasietempo, bepaal die boonste limiet van die ooi se fekunditeit en dit word geneties beheer. Die mate waarna 'n ooi haar genetiese reproduksiepotensiaal bereik is afhanklik van omgewingsfaktore, waarvan voeding die heel belangrikste is. Meer as 70% van 'n ooikudde se reproduksietempo word deur voeding bepaal. Om die maksimum lampersentasie te verseker, moet teelooie se volle reproduksiepotensiaal ontsluit word. Reproduksietempo word deur verskeie faktore beïnvloed. Prikkelvoeding is maar een van die sleutelfaktore, hoewel 'n baie belangrike een wat 'n rol speel om lampersentasie te verhoog. Om maksimum lampersentasie te verseker, moet 'n totale benadering gevolg word. In hierdie video gaan ons kyk na die volgende 7 punte. Eerstens die doel van prikkelvoeding, en dan gaan ons kyk na die genetiese faktor, en dan gaan ons kyk na prikkelvoeding prosedures. Ons gaan kyk na voedingsriglyne vir verskillende toestande, en ons gaan dan ook kyk na optimalisering met koggelramme, en ons gaan kyk na die totale benadering om maksimum genetiese reproduksiepotensiaal te ontsluit, en dan gaan ons laastens kyk na verdere kritieke bestuursfaktore. Baie welkom by hierdie video. As dit jou eerste keer hier is, ek is Bram Coetzee, en ek is al vir meer as 30 jaar betrokke in die skaap- en wolbedryf in Suid-Afrika. Ek het op 'n skaapplaas in Namibië groot geword. Na skool het ek my BSc honeursgraad in skaap- en wolkunde aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi, en toe het ek vir 'n paar jaar gewerk as senior produksieadviseur by die destydse Wolraad, en daarna was ek bestuurder by Midlands Abattoir, en ek was ook vir so 'n paar jaar 'n senior produksieadviseur by BKB, en toe was ek vir 10 jaar die bestuurende direkteur by Consortium, en ek is ook al vir die laaste 20 jaar die bestuurende direkteur van my eie maatskappye onder Amali, waarvan hierdie welvaart met skaap resorteer onder Amali Consulting. Die doel van my welvaart met skaap mentorprogram onder Amali Consulting is om skaapboere te help om te beweeg van finansiële onsekerheid, oneffektiewe bestuur en frustrasie na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Nou, ek maak gebruik van mentorboere wat tel onder die top 1% skaapboere in Suid-Afrika, as ook van kundiges op die gebied van finansies, voeding, dieregesondheid en weiveldbestuur. En ons help boere om hulle denkwyse te verander, om hulle beplanning te doen, behoorlik strategie uit te werk, stelsels in plek te kry en om hierdie stelsels suksesvol te implementeer, sodat hulle welvaart kan skep uit 'n goed bestuurde, winsgewende, volhoubare boerdery, wat hulle met trots kan oordra na hulle nageslag. Nou, dit verseker die familie se nalatenskap, dit gee persoonlike bevrediging vir die boer, en dit help hom om 'n betekenisvolle bydrae in sy gemeenskap te maak waar hy tans is. Die beste manier om uit te vind wat om te doen is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20%, of is jy onder die onderste 20%, of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen.
Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaapboerdery evaluasie. Dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings, besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. As jy minder as 80% kry vir jou skaapboerdery evaluasie, dan sal my aanbeveling wees dat jy hierdie werkboek aanskaf, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die skakel is reg onder hierdie video in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Nou, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery handel oor besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan skaapproduksie en bestuur. En dit sal jou help met jou denkwyse, jou beplanning, jou strategie, stelsels en die implementering daarvan. En hopelik sal dit jou vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy voel jy het meer hulp nodig, dan is jy welkom om deel te word van my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. Hierdie mentorprogram loop oor 12 maande. So ons gaan in maand 1 en 2 doen ons beplanning en strategie en denkwyse en dan in maand 3 tot 6 werk ons met begrotings en stelsels en dan maand 7 tot 12 dan doen ons monitering, evaluering en verbetering. So die hele doel met die mentorprogram is om jou te help om binne 12 maande jou boerdery te vat van waar ook al jy jou bevind na een van die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. Goed, kom ons kyk bietjie wat is die doel van prikkelvoeding. Die doel van sogenaamde prikkelvoeding is om meerlinggeboortes of fekunditeit eerder as die besetting van 'n ooikudde te verhoog. Met ander woorde, jy gee prikkelvoeding nie om die hoeveelheid oeye wat ram vat te verhoog nie, maar om die hoeveelheid meerlinge, die hoeveelheid fetusse in die baarmoeder te verhoog. Want hoe meer fetus jy in die baarmoeder kry, hoe groter is die kans dat jy jou lampersentasie kan verhoog en dan ook jou speenpersentasie. So dit is die doel van prikkelvoeding. Die aantal eicelle wat 'n ooi per hittesiklus afskei, die ovulasietempo, bepaal die boonste limiet van die ooi se fekunditeit en dit word geneties beheer. Die mate waarin 'n ooi haar genetiese reproduksiepotensiaal bereik, is afhanklik van omgewingsfaktore waarvan voeding die belangrikste is. Meer as 70% van 'n ooikudde se reproduksietempo word deur voeding bepaal. Nou kom ons gaan kyk hierso. Daar's 'n vrugbaarheidsdrempel en daar's 'n reproduksiepotensiaal. Nou volgens die tipiese vrugbaarheidsprofiel van enige ooikudde is daar ongeveer 5 tot 10% van die ooe wat potensieel onvrugbaar is en wat nie sal lam nie. Hierdie sogenaamde vrugbaarheidsdrempel kan slegs gedeeltelik oorkom word omdat slegs sowat die helfte van hierdie ooe sal lam indien hulle prikkelvoeding ontvang, wat op sigself nie 'n noemenswaardige invloed op die lampersentasie sal hê nie. Dan aan die ander kant sit ons met reproduksiepotensiaal. Afhangende van die reproduksiepotensiaal van 'n ooikudde sal ongeveer 5 tot 10% van die ooe elke lamseisoen, ondanks die voedingstoestande, selfs in 'n droogte, 'n tweeling lam. So aan die een kant sit jy 5 tot 10% wat nie gaan lam nie, en aan die ander kant sit jy met 5 tot 10% wat vir jou tweelinge gaan gee, ondanks die toestande. Maar daar kan tot 50% of meer van hierdie ooe tweelinge lam indien hulle prikkelvoeding ontvang. So daar's 'n reuse verskil in terme van die hoeveelheid tweelinge wanneer dit kom by prikkelvoeding. Nou die reproduksietempo word grootliks deur voeding en bestuur beïnvloed, waarvan voeding die grootste rol speel, meer as 70%. Nou kom ons gaan kyk na die genetiese faktor. Verskeie navorsers is van mening dat daar in die meeste kuddes ooe is wat die potensiaal het om 'n groot respons, hoë ovulasietempo met prikkelvoeding te gee, terwyl ander ooe glad nie reageer nie. Met ander woorde, ooe wat die vermoë het wanneer hulle prikkelvoeding gee om 'n klomp eicelle vry te stel.
So, ooikuddes met verskillende inherente vrugbaarheid sal verskillend op prikkelvoeding reageer. Sien die respons met prikkelvoeding van enkelgebore ooe, tweelinggebore ooe en ooe wat die vorige lamseisoen tweelinglammers gelam het. Hier is navorsing wat gedoen is waar hulle enkelgebore ooe, tweelinggebore ooe en ooe van die vorige lamseisoen wat 'n tweeling gelam het. Het hulle gedeel, die een groep het prikkelvoeding ontvang en die ander groep, so hulle daai groepie ooe wat enkelgebore ooe in twee groepe gedeel, die een het prikkelvoeding gekry en die ander nie. Tweelinggebore ooe, een groepie het prikkelvoer gekry, die ander groep het nie gekry nie. En dieselfde met die ooe wat die vorige lamseisoen tweelinge gelam het, gedeel in twee, een groep prikkel en die ander geen prikkel en die ander prikkelvoeding. En in die geval van die eenlinggebore ooe was die wat prikkelvoeding gekry het 109%. Die tweelinggebore ooe, geen prikkel nie, was 101%. Die met prikkel was 111%. En dan die ooe wat die vorige lamseisoen tweelinge gelam het, geen prikkel nie, was 123%. En die met prikkel is 149%. So jy kan sien die verskil hierso. Op die eenlinggebore ooe was daar 7 ekstra lammers per 100 ooe. Die tweelinggebore ooe was daar 10 ekstra lammers per 100 ooe gepaar en dan op die ooe wat die vorige lamseisoen tweelinge gelam het, was daar 26 ekstra lammers per 100 ooe gepaar. So dit wil voorkom dat hoogs vrugbare ooe wat geboorte gegee het aan 2 en meerlinge, meer responsief is, omdat hulle beter reageer op prikkelvoeding. 26 versus 7 tot 10 ekstra lammers per 100 ooe gepaar. Nou hierdie ooe het ook deurgaans in die ondersoeke 'n hoër gemiddelde besetting gehad. 98% wat wissel tussen 7 en 100% met prikkelvoeding teenoor die 95 van die ander groep ooe. Ooe wat geen prikkelvoeding ontvang het nie, se gemiddelde besetting was 93%. So jy kry definitief 'n hoër besetting ook as jy prikkelvoeding gee. Die groot rede hoekom jy prikkelvoeding gee is om jou fekunditeit, met ander woorde jou hoeveelheid fetusse wat die ooi met ander meerlinge in die baarmoeder. Dit is eintlik die groot rede hoekom jy prikkelvoeding gee. Buitelandse navorsing was in ooreenstemming met die navorsing dat dit bevestig het dat hoogs vrugbare ooe wat gereeld meerlinge lam, 'n baie groter respons, soveel as 27 tot 45% hoër ovulasietempo met prikkelvoeding getoon het as ooe gebore uit moederlyne met 'n lae vrugbaarheid, gesê ooe wat enkelinge lam of wat gereeld oorslaan. Nou as ons gaan kyk na die prikkelvoeding prosedures, vroeë navorsing het aangetoon dat ooe wat met paring in massa toeneem, meer geneig is om tweelinge te produseer as die wat massa handhaaf of massa verloor. Daarenteen neem die besetting en ovulasietempo af indien ooe kort voor die paarseisoen massa sou verloor. So jy moet versigtig wees dat jou ooe nie kort voor die paarseisoen in massa verloor nie, want dit gaan die ovulasietempo beïnvloed. Verder moet die ooe in 'n uitstekende kondisie wees, 3.5 kondisie met die aanvang van die paarseisoen. Navorsing toon dat die hoogste lampersentasie verkry word wanneer ooe 2 maande voor die paarseisoen in spaarkampe geplaas word en dan vanaf 3 weke voor paring vir 6 weke prikkelvoeding ontvang. In die gevalle waar prikkelvoer verskaf word, is die aanbeveling dat die lengte van die prikkelvoeding tydperk bepaal word deur die metode van sinkronisasie wat gebruik word, naamlik as jy kunsmatig met sponse of saaiers prikkel vanaf 14 dae voor die paarseisoen vir 3 weke. Natuurlik met koggelramme prikkel vanaf 14 dae voor die paarseisoen vir 4 weke. Geen sinkronisasie nie, prikkel vanaf 14 dae voor die paarseisoen vir 6 weke. So hierso met die kunsmatige met sponse, as met die ooe gesinkroniseer word, is 3 weke voldoende. Met koggelramme is 4 weke voldoende. Geen sinkronisasie nie, 6 weke. Teelooe wat die vorige lamseisoen tweelinge gelam het, moet ongeag hulle kondisie op droogweiding 300 tot 400 gram produksiekorrels per dag per ooi as 'n prikkelvoer gevoer word. Volgens Australiese navorsers word beter resultate behaal indien dit daagliks
in plaas van 1 tot 2 keer per week gevoer word. Geen soutlek of klip moet gevoer word wanneer die produksiekorrels gebruik word nie, want dit sal onvoldoende inname tot gevolg het. In ander woorde, as jy soutlek of klip voer saam met die produksiekorrels, gaan die oeye nie genoeg van dit inkry nie. Dan die voedingsriglyne vir verskillende toestande. Produksiekorrels moet ook nie as 'n prikkelvoer op groenweiding of brakbossies gebruik word nie, en of waar die drinkwater brak is nie, omdat dit onvoldoende inname tot gevolg sal hê. In sulke omstandighede moet 'n lek mengsel teen 300 tot 400 gram per ooi per dag as prikkelvoer gevoer word. Dit kan op beide droë of groenweiding as 'n prikkelvoer gebruik word. Maar en skraalteelooie, in die geval van maar en skraalteelooie, moet ooie ongeag of hulle die vorige lamseisoen enkelinge of tweelinge gelam met prikkelvoeding gevoer word. Enige tipe prikkelvoeding, byvoorbeeld spaarkampe, weiding of oesreste, produksielek, lopienpitte ensovoorts kan gebruik word. Daarteen sal dit heel waarskynlik nie kostedoeltreffend wees om teelooie wat die vorige lamseisoen enkelinge gelam het en 3 weke voor die aanvang van die paarseisoen in 'n goeie kondisie is prikkelvoeding te gee nie. So hierdie is belangrik om daar dat jou ooe wat enkelinge gelam het of wat nie gelam het nie, as hulle in 'n goeie kondisie is, gaan die effek van prikkelvoeding baie laag wees. So jy gaan heel waarskynlik net geld mors om daai ooe prikkelvoeding te gee. Dan jou dragtigheidsbestuur. Gedurende die eerste maand van dragtigheid moet volwasse ooe hulle massa handhaaf, terwyl jong ooe ongeveer 70 tot 180 gram per ooi per dag in massa moet toeneem. Weens die risiko van resorpsie mag ooe nie gedurende vroeë dragtigheid geweeg word. Na bogenoemde prikkeltydperke moet volwasse ooe se voedingspyl aangepas word deur dit na 250 gram per ooi per dag te verminder en die week daarna 100 gram per ooi per dag. Laasgenoemde is die onderhoudvoedingspyl. Met ander 200 gram per ooi per dag is die onderhoudsvoedingspyl en behoort voldoende te wees vir die vroeë dragtige volwasse ooe, totdat die ramme uitgehaal word indien daar voldoende weiding beskikbaar is. Nou die rede waarom die prikkelvoedingspyl verlaag moet word, is omdat navorsing toon dat die hoogste embrio-oorlewing geskied waar ooe kort na besetting op 'n onderhoud voedingspyl gevoer word. So moenie die ooe oorvoer daarso nie. Vir jong ooe word die prikkellek totdat die ramme uitgehaal word teen dieselfde vlak 300 gram per ooi per dag as vir prikkelvoeding voorsien om die aanbevole teikenmassa toenames te handhaaf. En jou jong ooe moet nog groei ook. Enige massaverlies moet voorkom word want dit kan embrio resorpsie tot gevolg hê. Dit help nie, jy doen al die moeite om die ooe reg te kry en prikkelvoeding te gee en dan as gevolg van bestuur kry jy embrio resorpsie, dan gooi jy weer al die geld in die water. En dan optimalisering met koggelramme. Om prikkelvoeding meer kostedoeltreffend te maak, is dit raadsaam om dit saam met koggelramme te gebruik. Omdat koggelramme verseker dat meer as 90% van die ooe binne die eerste siklus, so wat 17 dae op hitte sal kom. As gevolg van koggel, kom die ooe dus oor 'n korter tydperk op hitte en is 'n 6 weke prikkeltydperk, 2 weke voor paring en die eerste 4 weke van paring voldoende en kan daar gevolglik op prikkelvoeding bespaar word. Daarbenewens is daar ook aanduidings dat prikkelvoeding 'n oordrag effek het, deurdat die ovulasietempo vir nog ongeveer 4 weke verhoog nadat dit gestaak is. Daar is so 'n nadraai van die ovulasietempo. As gevolg van die koggel sal die meeste ooe die prikkelvoer dus in die regte stadium ontvang wat maksimum ovulasietempo sal verseker. Terselfdertyd word daar op prikkelvoer gespaar. Nou wat is die winsgewendheid van prikkellekke of prikkelvoer? 6 ekstra lammers word benodig om vir die prikkelvoeding te betaal en dit moet ongeveer 6 ekstra lammers gespeen word. Dan die gemiddelde verhoging as gevolg van prikkelvoeding in die proewe was 16 ekstra lammers per 100 ooe gepaar. So as jy dan nou 6 nodig het om jou koste te dek, dan is die opbrengs op kapitaal wat jy kry is dan 10 lammers per 100 ooe gepaar.
Om prikkelvoeding te spaar, moet ooe reeds op die stadium wat hulle lammers gespeen word in minstens 2 groepe volgens kondisie, skraal versus goeie kondisie verdeel word. Die skraal ooe moet op beter veiding geplaas word om hulle kondisie te herwin, sodat hulle met die aanvang van die prikkelvoedingstydperk in 'n uitstekende kondisie 3.5 kondisietelling is. Nou kom ons gaan kyk bietjie na die totale benadering om maksimum genetiese reproduksiepotensiaal te ontsluit. Om maksimum lampersentasie te verseker, moet teelooe se volle reproduksiepotensiaal ontsluit word. Reproduksietempo word deur verskeie faktore beïnvloed. Prikkelvoeding is maar een van die sleutelfaktore, hoewel 'n baie belangrike een wat 'n rol speel om lampersentasie te verhoog. Om maksimum lampersentasie te verseker, moet 'n totale benadering gevolg word. So dis nie net een ding wat gaan maak dat jy meer lammers aankry of 'n hoër lampersentasie gevolglik hoër speenpersentasie gaan hê. Die resep vir 'n hoë lampersentasie behels dat die volgende aksies doelgerig uitgevoer word. Die eerste een is prikkelvoeding. Prikkelvoeding met goeie produksiekorrels of 'n lekmengsel. Dan optimale kondisie om 'n maksimum ovulasietempo te verseker, moet gesorg word dat ooe in 'n uitstekende kondisie 3.5 kondisiepunt met paring is. Dit help nie, jy doen al hierdie goed en jou ooe is nie in kondisie nie. Dan, wat die paringsmassa aanbetref, kry jou teelooe so swaar as moontlik met paring. Want vir elke 1 gram toename in paringsmassa neem die ovulasietempo met 2 tot 2.5% en die lampersentasie met ongeveer 1.5 tot 2% toe, totdat hulle genetiese reproduksiepotensiaal bereik is. Dan jou jong ooe se bestuur. Jong ooe moet geen massa vanaf geboorte tot hul eerste keer lam verloor nie. Verder moet jong ooe met eerste paring voor ouderdom 12 maande minstens 80% en indien na ouderdom 12 maande gepaar word minstens 90% van die volwasse ooi weeg. Hierdie is belangrik, dat jou jong ooe hier met rondom 12 maande 80% is en as hulle hier 18 maande gepaar word, moet hulle 90% van die volwasse massa van die ooi wees. Dan gesondheidsorg en inspuiting van beide teelooi en ramme met multimin en die dosering van Vitamiin A en E. Hierdie is baie belangrik om daai spoorelemente, die regte hoeveelheid spoorelemente te kry soos sink en selenium in jou ooe wat help met die potensiaal. So ramvoorbereiding, korrekte voorbereiding van teelramme, byvoorbeeld prikkelvoeding, oefening, vrugbaarheid en dekbehendigheidstoetsing, gee voorkeur aan meerlinggebore ramme met 'n hoë libido. Ons soek ramme wat 'n geslagsdrang het, ons soek ramme wat dekbehendig is en wat ooe suksesvol kan dek. Hierdie goed alles saam gaan maak dat jy die optimum genetiese reproduksiepotensiaal van jou kudde gaan ontsluit. So dit is belangrik om na al hierdie goeders te kyk. Dan verdere kritieke bestuursfaktore. Teelooe moet geen kontak, aanraking, sig, gehoor of reuk met enige manlike diere nie. Dit is ramme, ramlammers, koggelramme en bokramme vanaf 5 weke, maar verkieslik 8 weke voor paring hê, want dit verlaag die besetting. So die ooe moenie kontak hê met enige van hierdie manlike diere nie. Gebruik koggelramme met 'n hoë libido, Afrikaner of Afrino koggelramme. Geen stresvolle aktiwiteite, byvoorbeeld skeer, dip, mikskeer, dosering ensovoorts, moet korter as 4 weke voor paring gedoen word nie, want dit verlaag lampersentasie met tot 7 persentasieeenhede. Vermy die paring van ooe op peulplantweidings, byvoorbeeld lucern, klawer, medix ensovoorts, waar blaarsiektes weens swam, bakterie en virusinfeksies, plantluise, in insekbeskadiging of vogtekorte, byvoorbeeld droogte voorkom. Onder sulke omstandighede produseer die plante fitoestrogene, byvoorbeeld cholesterol, wat die ovulasietempo van ooe verlaag, as ook 'n vertraging in die estresiklus. Met ander woorde, ooe kom stadiger op hitte tot gevolg het. Waar swam, Fusarium fungi op grasse groei, kan 'n estrogeniese mycotoksien, zearalenone, geproduseer word wat soortgelyke simptome as
cholesterol het. Waar ooe gekoggel is, beperk die paartydperk tot maksimum 28 dae, maar verkieslik net 21 dae. En prul alle volwasse en jong ooe wat nie in hierdie verkorte paartyd beset raak nie. Voorsien skaduwee gedurende paring en die eerste maand na paring, indien die dagtemperature meer as 28 grade Celsius is, maar veral as dit 32 grade en hoër is, om embryo resorpsie te voorkom. So as dit daai helse warm daar is, voorsien skaduwee, want as jy bo 32 grade kry jy embryo resorpsie. So jy doen al die moeites en dan is jou ooe in hierdie verskriklike hitte toestand en dan kan jy nie verstaan hoekom jy nie lammers aankry nie. Vermy alle stresfaktore, byvoorbeeld oormatige hantering, massa en kondisieverlies, siektetoestande ensovoorts gedurende paring en die eerste maand nadat die ramme uitgehaal is om embryo resorpsie en fetale vrektes te voorkom. Selekteer vir hoë vrugbaarheid, omdat hoogs vrugbare ooe die beste en die mees kostedoeltreffende respons met prikkelvoeding gee. Hierdie is baie belangrik. Selekteer vir hierdie hoogs vrugbare ooe, want hoe meer hoogs vrugbare ooe jy het, hoe beter is jou respons met die prikkelvoeding wat jy gaan gee. Indien die doelwit is om hoogs vrugbare ooe kudde te ontwikkel, moet die top 10% ooe met die hoogste teelwaardes vir totale total weight wean of totale massa lam gespeen in 'n elite ooikudde saamgevoeg word. Indien hierdie teelwaardes nie bekend is nie, moet alle ooe wat bo-gemiddelde tweelinge gespeen, nie die wat klein en boeprenslammers het nie, in hierdie elite ooikudde saamgevoeg word. Hierdie ooe moet dan gepaar word met tweelinggebore ramme met 'n hoë libido wat die top 10% val van die teelwaarde vir total weight wean. Indien hierdie teelwaarde nie bekend is, jy gebruik ramme wie se ma, ouma en ouma grootjie al hulle tweelinglammers tot speen suksesvol grootgemaak het. Die beste ramme wat in hierdie elite kudde gebore word, moet dan op die res van die ooe gebruik word om hulle nageslag se vrugbaarheid te verhoog. Skandeer teelooe en skotooe wat nie lam nie of nie 'n lamspeen nie uit. Volg doeltreffende inentings, byvoorbeeld immunisering vir ensootiese abortus en gebruik multiclostridiale enstowwe en 'n doseerprogram. Ooe moet die eerste 2 maande van laktasie, 6 maande voor paring, nie meer as 10% van hulle liggaamsmassa verloor nie, omdat dit tot 'n lae lampersentasie in die daarvolgende lamseisoen aanleiding sal gee. Volgens navorsing is daar betekenisvolle verskil tussen die ovulasietempo, met ander woorde die aantal eicelle wat afgeskei is, van ooe wat 6 maande van tevore 'n tydperk van voedingsbeperking ondergaan het en die wat voldoende voeding ontvang het. Hierdie verskynsel kom voor ten spyte daarvan dat die ondervoede ooe die massaverskil 1 maand voor paring vereffen en hulle dieselfde weeg as die ooe wat voldoende voeding ontvang het. Fisiologies bewyse hiervan bestaan deurdat navorsers aangetoon het dat dit ongeveer 6 maande neem vanaf 'n follikel eicel in die eierstokke of die ovaria begin groei en ontwikkel totdat dit gereed is vir ovulasie en die bevrugting deur die ram se spermsel. So dit vat ongeveer 6 maande, 180 dae. So dit help jy voer die ooe vet net hierso op die einde, net voor jy hulle ram gee, maar hulle teen speen, tweede maand van speen, het die ooe swaar gekry. Die tyd wat hierdie follicles gevorm het. So dit is baie belangrik dat jou ooi se kondisie 6 maande voor paring reg is, anders gaan dit nie help, jy doen al hierdie goeders nie, jy gaan nie die respons kry daarvoor nie. Die beste manier om uit te vind wat om te doen, is eerstens om te bepaal waar staan jou boerdery. Is jy onder die top 20%, of is jy onder die onderste 20%, of is jy iewers hier in die middel? Want as jy weet waar jy staan, dan sal jy weet wat om te doen. My aanbeveling sal wees dat jy hierdie skaapboerdery evaluasie gaan doen. Dit is so 15 vrae wat jy kan beantwoord en dit sal vir jou baie goeie indikasie gee van waar jou boerdery staan. Jy sal die skakel vind reg onder hierdie video, in die beskrywing van die video of in die opmerkings. Dit sal sê WMS skaap
boerdery evaluasie, dan klik jy net op daai skakel en dit sal jou vat na hierdie evaluasievorm wat jy kan invul. As jy die vorm klaar ingevul het, dan kan jy net jou besonderhede invul en dan sal jy 'n telling kry. 'n Totale telling en dan ook 'n telling vir die 3 afdelings, besigheid en mense, natuurlike hulpbronne, produksie en bestuur, om te kyk waar is jou tekortkominge, en dan kan jy maar net die stappe volg daarvan af. As jy minder as 80% kry vir jou skaapboerdery evaluasie, dan sal my aanbeveling wees dat jy hierdie werkboek aanskaf, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery. Die skakel is reg onder hierdie video in die beskrywing of in die opmerkings van die video. Nou, die 3 pilare van winsgewende skaapboerdery handel oor besigheid en mense, natuurlike hulpbronne en dan skaapproduksie en bestuur. En dit sal jou help met jou denkwyse, jou beplanning, jou strategie, stelsels en die implementering daarvan. En hopelik sal dit jou vat na die top 20% skaapboere in Suid-Afrika. As jy voel jy het meer hulp nodig, dan is jy welkom om deel te word van my Welvaart met Skaap Top 20 mentorprogram. Hierdie mentorprogram loop oor 12 maande. So ons gaan in maand 1 en 2 doen ons beplanning en strategie en denkwyse, en dan in maand 3 tot 6 werk ons met begrotings en stelsels, en dan maand 7 tot 12 dan doen ons monitering, evaluering en verbetering. So die hele doel met die mentorprogram is om jou te help om binne 12 maande jou boerdery te vat, van waar ook al jy jou bevind, na een van die top 20% skaapboere in Suider-Afrika. Uit ondervinding weet ek dat die meeste skaapboere maar redelik klei trap as dit kom by die verstaan van hulle finansiële syfers van hulle boerdery. So, as jy belangstel, gaan kyk na hierdie video wat nou op die skerm verskyn, as jy meer wil leer oor hoe jy jou syfers van jou skaapboerdery moet interpreteer.